die kamera is aan. Ja, ek meen, hy is daar. Hy is aan daar. Okay. So net die recording. Jammer julle. So tegniese glitch. En as ons praat van feite, vandag word ons deur baie inligting gebombardeer. Ek meen ons ken almal vir Google, as jy gou 'n vraag soek, dan kyk jy vir Google. En dan kry jy baie feite op die internet wat baie keer vir jou deurmekaar maak. Want wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie? So ek gaan vir ons 'n paar dinge lees en vir ons hierdie ding baie duidelik stel. En dan lees ons Genesis 6 vers 9. En die interessante ding daarso is, hy vertel ons van Noag. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige en opregte man onder sy tydgenote. En Noag het met God gewandel. Baie interessante punt daar. Want wat sê ons? Hier is die waarheid. Niks anders as die waarheid nie. Google kan vir jou baie stories vertel, maar dit is nie noodwendig die waarheid nie. En ek gaan nou daai punt vir julle bewys. En dan sê hy daarso, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toen sien God die aarde aan. Dit was verdorwe, want alle vlees het gewandel op die aarde, verderwe. En dis wat God wou doen. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Is daar 'n verskil in vandag se tyd? Selfde storie. Selfde ding. En jy het nie die Bybel nodig om dit te sien. Jy weet dit. Ons weet dit, ons kry elke dag daai ding. Toe sê God vir hom die opdrag. Want onthou, hy was regverdig. Onthou altyd wat ek sê tussen die Christene, en daar's 'n paar miljoen Katolieke wat ook sê hulle is Christene. Jammer, ek val nie in daai kategorie nie. So moet ook nie vir my sê ek is 'n Christen. Ek sê dit reguit, want dis waarop dit neerkom. Want in die Bybel kry ons 175 verwysings na die regverdige wat God insien, maar net 3 verwysings na Christen. So jy moet die regte inligting reg lees. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Maak nou vir jou ark van gofer uit. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. En so moet jy dit maak. Nou wil ek julle gou sê, kan jy gewoon gou vir my op asseblief? Nou wil ek vir julle die verskil wys en die dinge wys. God trek hom net oor. Okay, hy wys dit op jou skerm. Ja, trek hom net oor, gaan net oor. Links of regs? Regs. Okay, sal ek gou vir in die opdrag. Skus julle. Gaan hierdie ding reg. My boek niks mooi gelees nie. Right, ek gaan net weer wat maak, dat is verkeerd. Nou as julle op die internet gaan kyk, sal julle op die internet sien, daar is die website, Noag se ark, scans wat kom, en daar is Noag se ark. Nou dis, of miskien sal ek omskraal, sal nou sien. Nou die interessante gedeelte van hierdie stuk is, ons almal ken skippies. Wie van julle is skippers? Skipperslisensies. Okay, nou as jy 'n skipper is, dan leer jy waar is die bakboordkant en die stuurboordkant, watter kant is voor en watter kant is agter. Nou, julle kan bietjie gaan Google op daai spesifieke webwerf waarvan ons gepraat het. En ek moet gaan kyk wat hy ding ons aanspeel. Ja, hy's nou. Daar is die webwerf, Noag Ark Scans. En hulle verkondig dit vir al die mense, jy kan gaan kyk, jy kan, hy's daar in Turkye. Jy kan gaan kyk en jy kan tours doen toe boek, en hierdie ouens het nou met al hulle
X-raye en al hulle ander stories het hulle nou Noag se ark ontdek. Dis die storie. Nou, as julle teruggaan na die ou, wil ek amper sê kinderbybels, wie sien ons altyd daar, Noag met sy glimlaggie en die leeu staan langs hom, ons sit op hierdie skipie. En hy lyk soos 'n skip, daai vorm. Interessant, né? So julle glo alles wat julle daar sien. Kom ons kyk hoe is hierdie ark gebou. Maak vir jou ark van goferhout, met afdelings met die ark maak en binne buite met pik besprei. So moet jy dit maak. 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak. Want kyk, dit bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg. Alle vlees waar 'n lewensgees in is, alles wat by aarde is, sal wegsterwe. Ek is nogal baie keer 'n tegniese ou, baie van ons is tegniese mense. Nou sê ek, Here, interessant. Jy sê hierdie arkie lyk so. Nou kom ons kyk hoe lyk die ark regtig. Dan kyk ons watter ons praat nonsens en watter ons praat die waarheid. Daar is die lengte. Die lengte 300 L is 137 meter. Ons ouens wat baie met ons hande werk, ons weet hoe werk 'n maatband. Vrouens, julle weet ook hoe werk dit. Glo nie dis rocket science self vir julle nie. Die breedte is 200.9 meter en die hoogte is 13.7 meter. So, as ons nou moet kyk, hy is so plus minus 5 rugbyvelde en so hoog soos 'n 4 verdieping gebou. So lyk die ark. Interessant. Daai lyk soos 'n boks, is dit nie? Dis mos so vierkantig. So, hallo, waar is die wake-up call nou? Dit wat hulle jou vertel, is nonsens. So eenvoudig soos dit. Want hier is die waarheid. Nie 'n ander ding nie, hier is die waarheid. Die Bybel sê, 'n vierkantige boks. En ek kan teruggaan na die HAT se verduideliking, 'n boks gelyk aan is 'n doos, wat ons ook ken, en dan gaan hy nog verder aan, en ek kan nog al die ander verduidelikings ook gee. So, ek wil net verder afgaan, dis so 'n bietjie driedimensioneel van op daar. Maar daar sit die deur, en daar sien ons, met sy dak en sy hele storie. So die vraag is wat ek altyd vir die mense vra, wat ek graag vir julle ook wil vra, verstaan julle wat julle lees? Want hoeveel keer het julle al die ark storie gelees, en almal het hierdie skipie gesien? Nou, hy is, as ons hom nou op vandag se, sal ek sê, die Amerikaanse vloot moet uiteensit, die groot is, hy so groot soos 'n fregat. Nou, dis 'n redelike groot skip, met al sy mense wat hom bly. Want dan hierdie ding was vierkantig. Eerste probleem, hy het nie 'n roer gehad nie. Nie daai skip gestuur. Hy het net een deur gehad. En onthou, al die deure is daarin. Wie het hom toegemaak? God het hom toegemaak. So, net om vir julle terug te bring na die eerste bladsy van hierdie saak, is, ons moet altyd reg kyk en die Bybel reg lees. Want jy het groot geword met hierdie storie. Ek meen, kom ek vat myself, ek is in die NG Kerk groot gemaak en ons is groot gemaak, jy dood nie groot nie. Tot ek in die dominee bietjie om die tafel gesit het en ek vir hom sê, jy is nou besig om nonsens te praat. Dieselfde hierso. So, lees jou Bybel reg. Want nou gaan ons in die volgende ding doen. Ons kom by die woord uit. Dis gaaf, jy lees die woord. Baie gaaf, baie lekker, maar verstaan jy wat jy lees? En ek wil spesifiek vir ons Lukas 8 lees. O ja, ekskuus, ek wil net eers klaarmaak op die ander gedeelte van Noag. Want Noag was 'n regverdige. Ek het dit net nou gelees. So, hoe onderskei jy jouself as 'n kind van die Here? Is jy 'n Christen? Is jy regverdige? Wat is jy? Jy het die woord gehoor op 'n stadium. Jy het die Bybel gelees, jy het gedink reg, ek is nou happiness. Maar ek
gaan nou hemel toe. Serieus, jy is seker oor daai punt. Want daar staan geskrywe, 2 sal op een bed lê, een sal aangeneem word, een sal verlaat word. 2 sal op die land werk, een gaan aangeneem word en een gaan verlaat word. Dis die wegraping. Nou gaan Jesus kom. Hoe is jou verhouding met God? Ken jy hom? Soos ek en Ben nou so vir mekaar kyk, kan ek met hom gesels met God? As jy daai probleem het, dan sal jy aan jou verhouding met God moet werk. Want hy sê in Lukas 8, 'n saaier het uitgegaan om sy saad te saai. En toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap. En die voëls van die hemel het dit opgeëet, en 'n ander deel het op die rots geval. En nadat dit opgeskiet het, is dit verdroog, omdat dit geen vochtigheid gehad het. En 'n ander deel het tussen die dorings geval. En die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en het gegroei en het 100voudige vrug opgelewer. En toe Jesus dit gesê het, roep hy uit, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Ons as mense hoor baie die woord, maar het uit, by die vrouens, dan is uit. So, ja, die punt van die saak is, ken God, en hoe gaan jy hom ken? Deur hierdie ouetjie. Lees hom elke dag. Ek sê baie kere, jy kan begin by Johannes, jy kan begin Nuwe Testament begin, jy kan al die kante lees, maar as dit vir jou nog baie keer 'n probleem is, jy sukkel om jou verhouding met God reg te kry, begin by Psalms. Psalms loof die Here al die pad. Maar Psalms is 'n baie besondere boek. Dawid het hom geskryf. Hy was God's warrior, einde van die saak. Dis nie onderhandelbaar nie. En as jy regtig geestelike oorlogvoering doen, daar's 150 Psalms. God het vir jou gesê, hy gee vir jou pyl en boog, en in jou koker sit jy pyle. Wat is jou pyle? Daai 150 Psalms, dis waarmee jy oorlog voer. Want dit is jou wapenrusting. So, die maklike ding is, wat ek amper vir julle wil sê vir hierdie week, gaan uit, en gaan lees net elke dag 'n Psalm, en loof die Here daaroor. Psalm 117 is die baie maklike een. Loof die Here alle nasies, prys hom alle volke, maak sy naam groot. Klaar, dis hy, geen probleem nie. Die Psalm 119 gaan jy 'n bietjie langer vat, maar hy sê in vers 119, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur die woord. Einde van die saak. So, en dis presies wat ek die klem op wil lê, suiwer hou. Paulus praat ook daarvan, verlang na die woord, asof julle babetjies is, wat daai suiwer melk soek. Want daar's baie dinge buite. Daar's baie dinge wat vir jou van die pad afvat. En soos ek nou genoem het, tussen die Christene en die regverdige. Want jy kan gaan kyk wat hy sê in Psalms weer eens. Al struikel die regverdige 7 maal, die Here red hom uit dit almal. Halleluja. Hy sê nie al struikel die Christen. Hy het nie 'n saak met hom nie, want Dawid se tyd was daar nie Christen. En dis waar die ding ingekom het. Nou praat ek van hier in die medieval times, hier plus minus 2000 na, ja, 800 na Christus, wat ons die katholieke gekry het, en ons weet as ons teruggaan na ons eie kerkgeskiedenis toe, in 1695 het ek ook 1295 het Martin Luther vir die katholieke gesê, choose one, ons is protestante. En ons weet daar die vervolging gekom en die mense het weggetrek. Maar God beskik dit so, want jy verstaan dit nie altyd nie. En dis die waarheid, hoekom het jy begin glo in die groot doop?
want jy het dit gelees in die Bybel. Hoekom het jy later gesê, maar Here, ek bekeer my tot U, want U is dit. Nou kom ek by daai saad wat gesaai is. Die saad is gesaai. En ek wil hê julle moet elkeen hierdie week gaan en gaan kyk. Here, hoe is my verhouding met U? Hoe het daai saad wat ek gekry het, gegroei in my lewe? Waar staan ek met my verhouding met U? Vergeet die mense om jou. Daar's baie ouens wat baie dinge vir jou gaan sê, of baie dinge bose stuur hulle, moenie worry nie. Hy doen sy werk en hy gaan aan die een kant vir jou probeer. Ek wil soos ek dit nou nog moet probeer termineer. Einde van die saak. Maar al gaan jy oor daai telling 9, 8, 7, 6, 0, gaan God jou nog steeds optel. Die bose gaan op en afspring. Hy gaan vir jou sê, maar dis nie regverdig nie. Hy ken nie regverdigheid nie. Want hy ken nie die regverdige nie. En as jy die regverdige is, kan jy voor God staan enige tyd, dag, nag, 24/7, 365. Maak wat jy wil, God sal daar wees. Want hy sê, ek sal jou nooit vergewe, begewe of verlaat nie. Ek is jou God. Want die ding is, hy het jou gemaak, hy het jou hier op die aarde geplaas. Jy kan jouself so knyp, net om seker te maak jy lewe nie. Want dis wat baie mense sê, ja, ek is die lewe en ek gaan aan en dis life is lekker en cool my bra. Dit werk nie so nie. Die feit van die saak is, God het jou hier geplaas met 'n doel. Hy wil hê, jy moet lewe tot eer van hom. Nou, daai gedeelte sal ek julle ook nog verder vat. Hoekom lewe jy tot eer van God? Die ander goeders is bysaak. Ek wil amper sê, jy's getroud, jy het kinders, jy gaan aan met die lewe, jy's nog nie getroud nie, jy's geskei. God het jou deur al daai goeders gevat. Hy het deur jou elke ding het hy jou gevat. En jy is nog steeds hier so. So, hoekom is jy nog steeds hier? Jy kan sê, ek is nou 20 jaar, ek is 30 jaar, ek is 50 jaar, ek is so oud. Maar hoekom het hy jou al die jare lewendig gehou? Daar's gevalle wat jy kan sê, ek het ongelukke gehad en ek het weggestap. Ek het in 4 weke het ek sommer 3 karre afgeskik. Klaar. Dan kom die tou en trek daar so en dan sê hulle, okay, hy sien die ambulans was klaar, so dat die mense weggeval en sê, kom nie my ou, jy praat met die ou wat in die kar was. Dan sê my, dis nie moontlik nie. So kom jy nie waar, nie vat die kar, laat ons ry. En dis hoe God jou bewaar. Hy haal jou uit daai situasie uit, al dink jy gaan dit nie maak nie. Moenie worry nie, God weet jy gaan dit maak. Want hy dra jou. Hy vat jou daardeur. Nou kom ek na daai saad toe waarvan ek praat. Julle het die saad gehoor, julle het die woord gehoor. Maar gaan sit bietjie hierdie week en maak net vir jouself 'n tyd. Dan vat jy net 'n lunchbreak. Dan gaan sit en dink, Here, wat het jy sover met my lewe gedoen? Wat het jy sover gedoen sodat ek nog hier is? Ek kon dood gewees het. Maklik. Ek kan vir jou baie verhale in my lewe vertel waar ek lank al, as God nie vir my so gevat het nie, was my afsnypunt daar. Soos ek altyd sê, God het 'n vervaardigingsdatum vir jou gemaak. En hy het 'n vervaldatum vir jou gemaak. Daai vervaldatum weet jy nie, maar God weet dit. Dis die goeie nuus. En hoekom het hy jou nog in daai tydperk, daai vensterperiode noem ek dit altyd, hou hy jou nog in stand? Hy het 'n opdrag vir jou. Hy het 'n ding wat jy moet gaan uitsorg. En dis hoekom ek sê, al vat jy jou lunchbreak en sê, Here, hier is ek. Praat bietjie met my. Dan vat jy die Bybel. Vat jou woord. Gaan lees hom. Gaan kyk na hom. Miskien kry jy nie op die eerste bladsy die antwoord nie, maar op die tweede bladsy. Ek het al baie keer gesê, Here, ek is nou nie mooi seker oor hierdie saak nie. Vertel my bietjie. Nou ry ek in die straat of met die bike en kry ek 'n billboard, en sê die billboard bla bla bla. Dink ek daarna, ja, Here, dit is nogal waar. En dan kom jy by die huis en dan maak jy sommer die huisgenoot op, jy weet sommer enige tydskrif, dan kry jy daai selfe woord. Wat sê dit eintlik vir jou? Here is besig om met jou te praat,
Dus ek sê, jy hoef nie spesifiek net die Bybel te vat nie. Maar vat die Bybel, dat jy jou eerste, wil ek amper sê, riglyn kry, jou padwyser. Dat jy weet waarheen jy op pad is. En dan kry jy die tweede een. En al wat jy doen, is presies wat hy sê. As jy my soek, sal jy my vind. Klop vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Alles wat jy die Here vra, sal hy jou gee. Dis wat hy sê. So dit is nie, reguit gesê, dis nie onderhandelbaar nie, dis 'n feit. God sal na jou kyk, klaar. Solank jy in 'n verhouding met hom staan. Moenie soos ek dis wat ek eers aan die verkeerde kant van die draad was, en toe terug oorgekom het na die regte kant. Want daai tyd, die ouens aan die ander kant van die draad, is nie so liefdevol soos God nie. Ek kan jou dit waarborg. Hulle werk nie so mooi met jou, soos wat God met jou. Want, hoe doen hy? Hy trek jou met bande van liefde. Hy kom nie en hy wek jou van aan nie. Hy sê vir my, kom, ons vat jou daai pad. En as jy weer sien, as jy op hierdie pad, want jy het gedink jy is op daai pad. Dan kom jy agter, maar dis eintlik God se hand hier so. Hy is nou besig om met my te praat. Hy is besig om met my te werk. Ek het dit die eerste plek nie verstaan nie. Okay, nou verstaan ek dit. Want as jy weer die woord staan, gaan vat en gaan lees en jy staan op die woord, sal die Here vir jou sê, maar dis wat ek vir jou wil sê, en dis wat ek vir jou wil hê. En soos ek ook al gesê het in ons selgroep ook, die Here praat met jou. Gaan lees maar in Job 33. Hy praat met jou baie keer deur drome. Vra maar vir Josef. He's done it, he's done it. No problem. Hy het die t-shirt, om het so te stel. En dis waar het op neerkom. God praat met jou, want hy het 'n doel met jou. Ons sit nie hier vanmôre met lekker as om het gekom het vir die koekies en die koffie nie. Ons het gekom om die woord. En wat is die woord? Daai saad wat ons laat groei. Daai brood wat ons breek, wat die brood van die lewe is. Dis dit wat jy soek om te groei. Want ons gaan nie net kindertjies en babetjies bly nie. Ek meen, is vromme van daai dame. Haar babetjie is hy oor 3 maande nog dieselfde size is daar probleem. Ons het dit baie van die ouens ook vanmôre gesê. Dit is die party vir hulle groei, party krimp. Maar dit is hoe dit gaan. En jy verstaan, as jy kan nie stil staan, en dit is waar die bose kom, en hy hou jou vas, en wat ek bedoel by hy hou jou vas, en dit is ook nog 'n onderwerp, hy hou jou vas, dat jy in hierdie comfort zone is, en baie keer sê jy vir die Here, maar Here, dis nie lekker nie, ek het nie 'n job nie, ek het nie dit nie, ek het nie dit nie, en dan skielik kry jy dit, nou is jy in 'n comfort zone, en dan vergeet jy die Here, vra maar die Israeliete, vra ons eie boerevolkie. Hulle het lekker, tot en met 94, alles gery op die staat. 'n lekker comfort zone gewees. Totdat daai mat onder hulle uitgeruk is. Waar sit ons vandag? Hulle het God vergeet, einde van die saak. Hulle moet by die punt kom, om by God uit te kom. Maar dit gaan nie help om te sê, vinger te wys nie. Jy weet, gee dit op apartheid nie. Jy weet, die ouens laat ons daai woord. Dis jou en my, elkeen, ons eie verantwoordelikheid, om by God uit te kom. Want nie een of ander ou, gaan jou by God uitbring, behalwe jouself. Baie ouens sê, ja, maar ek het soveel goeie werke gedoen, ek gaan hemel toe. Sorry bra, dit werk nie so nie. Kry maar 'n ander tune daar, skakel oor na 'n ander stasie, jy is op die verkeerde bladsy. Kom by die punt uit dat jy sê, Here, ek en jy, ons twee loop die pad. Nie my vrou en jy nie, nie die pastor en jy nie, jy. As jy daai saak met God reg het, en jy daai saak met God vat, en jy daai pad met God loop, dan weet jy is op die regte pad. Want die eerste ding wat jy dan ondervind, is vrede in jou hart. Jy onmiddellik sal jy kom met daai punt en sê, Here, ek het dit nie verstaan nie, maar yes, dit werk. Dit wat jy sê in die woord. En wat begin het, daai saad is hierdie geloof. Jy het hierdie geloof gekry. En jy glo in God. Jy glo in sy woord. Jy glo in wat hy sê. Daar het ek veel op swart en wit gewys. Wat sê die woord en wat sê die wêreld?
Ons kan vinnig teruggaan na Eva en die slang toe. Arme Eva het nie daai tyd Google gehad om te kyk of Satan gou reg praat nie. Sy het die verkeerde besluit gevat. En Google sal buitendien ons vertel het ook. So vinnig soos dit. En dit is die feit, sy het die verkeerde besluit geneem. Ons het die Bybel, lekker, ons is uitgesorteer, jy het die Heilige Gees. As jy hom nog nie het nie, dan kom jy dat ons bid, dat ons hierdie saak regmaak. Dat jy die Gees ken, want die Gees ken jou. Dis die lekker van die saak. Hy ken jou, of ken jy hom nie goed nie. Want soos wat jy groei, hierdie saak wat nou begin groei in jou, dis jou geloof. Jy lees die Bybel, nou sê hy vir ons, jy kom tot bekering, jy gaan jou laat doop, en jy gaan kyk vir die Heilige Gees, dat jy die Gees ontvang. Wat sê die woord? In die laaste dae, hoor mooi, sal die ware aanbidders, so hy haal hulle klaar uit, hy het klaar die skaap en die bokke hier geskei. Die ware aanbidders, God in gees en in waarheid aanbid. So jou gees, wat ons gesê, sit hierso, jou siel sit hier, jou siel sê vir jou gees, hy, jy moet wakker skrik, kom op die regte plek. En jy sal hom in gees en in waarheid aanbid. So as jy God in gees en in waarheid aanbid, is jy op die regte plek. Dus hoekom ek terugkom, jy lees die Bybel, jou siel lees hom saam met jou, hy sê vir jou, that's the way to go. Reg, hier is die wyser. Nou begin jy die wysers volg met jou gees. Here, ja, kom ons balanseer hierdie boek. En as hy saamloop, dan loop jy saam met God. En dan weet jy is op die regte plek. God gaan vir jou sê, okay, hou vas, jy moet nog hier groei en daar regmaak in jou lewe. Ons is almal so, kom broer, ons gou jou bietjie panelbeat, jy weet, ons is nou lus hier vir 'n paar dinge wat verkeerd is. Nou kom jy by daai selfde situasies, kom moet wat ek jou hak gee en jou soen, jy gelukkig sê. Of jy sê, God is lief vir jou. Hoe sê die Kypies, ons reguit die kleerlinge, hy Melanie, God loves you, finish en klaar, daar sê dit komt er in dit. Dis hoe hy vir jou sê, dis reguit op die man af. Jy moet dit verstaan. Of jy vir God lief is, maak nie saak. God is lief vir jou. Jy moet net by die punt kom. Jy sê, Here, maar ek is ook lief vir u. En dan vra ek 'n vinnige vraag. Hoeveel keer in hierdie week wat verby is, het jy vir God gesê, is lief vir hom? Gaan dink daaroor na. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed. En dan is ons klaar daarso. Ons kan maar almal staan, dan gaan ek vir ons bid. Ons hemelse God en almagtige Vader, skepper van hemel en die aarde, Adonai, Abba Vader. U wat El Elohim is, El Shaddai wat met ons is. Here, ons loof U in hierdie oggenduur vir elkeen van ons. Kom ons na U toe deur die bloed van Jesus. En ons vra, Here, wees ons sondaars genadig. U ken elkeen se hart, U ken elkeen se saak. U ken elkeen, want U het ons gemaak. Ons loof U daarvoor, dat U ons ken by die naam. Ja, U het ons name in U handpalm geskrywe. Daarom loof ons U daarvoor, Vader. Ons prys U daarvoor. En vra ons weer eens, wees ons genadig. Ons kom na U toe, dat U wat die heilige God is, met ons kan werk, met ons kan handel en met ons kan wandel. Want dit is U hart, Here. U hart sê, kom na my toe, en almal wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerk nie. Maar ek is hulle God, en ek is lief vir hulle. Daarom loof ons U daarvoor, Vader, en ons prys U daarvoor. En ons vra dit alles van U in die naam van Jesus Christus van Nasaret, die Nasareene. En ons dank U daarvoor. Amen en amen. Amen. Dankie, Here.